Goeiemôre, liewe kyker en medegelowige elkeen wat vanoggend na hierdie boodskap van hier vanaf Rustenburg Gemeenskapskerk kyk. Baie welkom by ons erediens vanoggend hierso vanaf Rustenburg. Nou ja, dit is daarom nie so koud in Rustenburg soos elders in die land nie. En ons is baie dankbaar vir die Here se groot genade wat hy op ons uitstort. Ons gaan vanoggend kyk na 2 hoofstukke uit die boek van Openbaring, en diegene van ons wat al reeds na die vorige boodskappe gekyk het, sal weet, ons is besig om deur 'n reeks van die boek Openbaring te werk. Ons het by die heel eerste hoofstuk begin, en vanoggend gaan ons kyk na hoofstuk 15 en 16. Nou, as jy wil, en jy wil graag 'n dieper insig kry in hierdie 2 hoofstukke wat ons nou gaan kyk, kan jy gerus nou die video pause en dan Openbaring hoofstuk 15 lees. Ek self gaan net hoofstuk 16 vir ons voorlees, so pause dan die video net vir 'n oomblik as jy wil en lees Openbaring hoofstuk 15 self deur. Nou ja, goed. Openbaring hoofstuk 16 lees ons vanaf die eerste vers. Toe het ek uit die hemel 'n harde stem vir die 7 engele hoor sê: gaan gooi die 7 bakke gevul met die toorn van God op die aarde uit. Die eerste engel het toegegaan en sy bak op die land uitgegooi. Daar het kwaadaardige en pynlike swere uitgekom aan die mense wat die merk van die dier aan hulle het en wat sy beeld aanbid. Die tweede engel het sy bak in die see uitgegooi, en dit het bloed geword, soos die bloed van 'n dooie, en alles wat in die see lewe, het doodgegaan. Die derde engel het sy bak in die riviere en die waterbronne uitgegooi, en dit het ook bloed geword. Toe het ek die engel wat oor die water toesig hoor sê: U is regverdig, U wat is en wat was, U die heilige, omdat U hierdie oordeel voltrek het. Want hulle het die bloed van die gelowiges en van die profete vergiet, en U het hulle self bloed laat drink. Dit het hulle verdien, daar in vers 6. Toe het ek die engel wat oor die altaar toesig hoor sê: Ja, Here God Almagtige, betroubaar en reg is U oordeele. Die vierde engel het toe sy bak op die son uitgegooi, en daardeur is aan die son die vermoë verleen om die mense met vuur te brand. Die mense is deur 'n groot hitte gebrand, en hulle het die naam gelaster van God wat mag het oor hierdie pla. En hulle het hulle nie bekeer nie, en aan hom nie die eer gegee nie. Die 5de engel het toe sy bak op die troon van die dier uitgegooi, en daar het duisternis oor die koninkryk van die dier gekom. Die mense het hulle tonge stikkend gebyt van die pyn, en het die God van die hemel gelaster oor die pyn wat hulle moet verduur, en oor die swere. En hulle het hulle nie bekeer van hulle verkeerde praktyke nie. Die 6de engel het toe sy bak op die groot Eufrat rivier uitgegooi, en die water daarvan het opgedroog om 'n pad vir die konings uit die ooste oop te maak. Toe sien ek uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet 3 onrein geeste kom wat soos paddas lyk. En hierdie geeste wat wondertekens doen, is bose geeste. Hulle gaan na die konings van die hele wêreld toe om hulle byeen te bring vir die oorlog op die groot dag van God, die Almagtige. Kyk, ek kom onverwags soos 'n dief. Geseënd is die een wat wakker bly en sy klere reghou, sodat hy nie kaal hoef te loop en die mense sy skande sien nie. Die geeste het die konings byeengebring op die plek wat in Hebreëus Armageddon genoem word. Die 7de engel het toe sy bak in die lug uitgegooi. Van die troon en die tempel af het daar 'n stem hard uitgeroep: Dit is verby. Toe het daar weerligstrale, dreunings en donderslae gekom. Daar was 'n groot aardbewing, soos daar nog nie was vandat die mens op aarde gekom het nie. So 'n geweldige groot aardbewing was dit. Die groot stad het in 3 dele geskeur, en die stede van die nasies het in mekaar gestort. God het ook nie vergeet om vir die groot Babylon die beker met die wyn van sy gloeiende troon te gee nie. Al die eilande het verdwyn, berge was daar ook nie meer nie. Groot haalstene, elkeen omtrent 50 kg swaar, het van die hemel af op die mens geval. En die mens het God gelaster oor die plaag van die haal, omdat die plaag verskriklik groot was. Wat
'n skrikwekkende op die oog af hoofstuk, liewe kyker. Maar ek wil hê voor ons na hierdie boodskap van hoofstuk 15 wat ons nou in die pause hierso van hierdie video gelees het en dan ook hoofstuk 16 wat ons dan nou saam gelees het. Voor ons na hierdie boodskap van hierdie twee hoofstukke kyk, wil ek hê ons moet die volgende verstaan. En dit is wat ons moet verstaan om hierdie twee hoofstukke en dan ook die hele Openbaring en eintlik maar die hele boodskap van die woord van die Here te verstaan. En dit is die volgende: die mens is nie die sogenaamde goeie ou in hierdie verhaal nie. Of soos die Engelsman sal sê, die good guy nie. En die mens ongelukkig, vandat hy gerebelleer het teen die Here God, teen sy skepper, om van die vrug van daai boom van die kennis van goed en kwaad te eet. Van daai dag af, tot nou aan Openbaring, hier aan die einde van Openbaring, is die mens die vyand van God, behalwe natuurlik hulle wat deur God self uitgekoop is om sy kinders te wees. Vir daai hele tydperk was die mensdom nog nooit die goeie ou nie. En ek wil hê ons moet dit verstaan, want dit is wat die skrif ons leer, en dit is wat die wêreld wil heeltyd teenbewys. Ons sal sien in elke film, in elke TV-reeks, in elke boek wat geskryf word die mens in vergelyking met sogenaamde buiteruimtelike wesens, of wat ook al dit mag wees, word die mens altyd as die goeie ou uitgebeeld. Die mens word altyd as die sogenaamde good guy uitgebeeld. Selfs in sekere films, soos die film wat ons almal al seker al gesien het, die film Avatar, waar die mens begin as die slegte ou, het hierdie buiteruimtelike wesens nog steeds die mens nodig om as 'n soort van 'n Messias of 'n redder op die einde van die dag op te tree. In film na film na film en TV-reeks na TV-reeks na TV-reeks, boek na boek na boek, liewe kyker, probeer die mens vir homself die leuen vertel dat hy eintlik die goeie ouetjie, die good guy in hierdie verhaal is. In sy rebellie teen sy skepper wil hy vir homself jok en vir homself vertel dat hy in die reg is en dat God, die skepper van die heelal, in die verkeerde kant is. En dit is waaroor hierdie twee hoofstukke van Openbaring hoofstuk 15 en 16 gaan. Ons sien natuurlik hierso met die begronding van Openbaring hoofstuk 15, sien ons dat daar 'n groot menigte op 'n see van glas voor die troon van God staan, liewe kyker. En dit gaan gepaard met wat ons gelees het in Openbaring hoofstuk 14, die 144.000 wat ons vir mekaar gesê het, is die volle getal van die gelowiges wat by mekaar gemaak is by die berg Sion. En nou sien ons is daar 'n verplasing van hierdie 144.000 van hierdie groot menigte van die berg Sion na voor die troon van God. Dit is 'n verplasing wat plaasvind vir een rede en een rede alleen, sodat die gelowiges nie die troon van God, sy laaste oordeel op aarde, hoef te beleef nie. Nou hoe dit gaan lyk, liewe kyker, sê Openbaring vir ons nie. Hoe dit gaan werk, sê Openbaring vir ons nie. Wanneer dit gaan gebeur, liewe kyker, sê die woord van die Here nie vir ons nie. En daar is 'n baie goeie rede hoekom die Here kies om dit nie vir ons te sê nie. Natuurlik, as hy vir ons dit sou sê, sou ons fokus so baie op dit gewees het, dat ons heeltemal vergeet van die belangrikste ding, en dit is die verkondiging van die evangelie van Jesus Christus. Want deur sy genade wat die Here, die groot genade wat die Here God en liefde wat hy vir sy volk het, kies hy om hulle bymekaar te maak en hulle te verplaas na voor sy troon, waar hulle veilig en bewaar is teen die oordeel wat nou op die mensdom uitgestort word. En daar is spesifieke karaktertrekke van hierdie oordeel wat ons nou gaan kyk in Openbaring hoofstuk 15. Ons sien spesifiek dat die engele met die bakke, met die skale van daai oordeel uit die tempel van God uitkom. Nou die tempel, die allerheiligste, die plek waar God se heiligheid en God self
homself manifesteer. Dit is waar die engele met hulle oordeel uitkom. En dan sal ons natuurlik sien dat hierdie skale perfek, sê die skrywer Johannes hierso vir ons, vol is van die oordeel van God. Daar is 'n rede hoekom Johannes kies om hierdie beeldspraak rondom die tempel en die engele wat in priesterdrag is geklee, hoekom hy kies om dit so te skets. Johannes wil hê die leser van Openbaring, ons en die eerste eeuse lesers moet verstaan dat die oordeel van God, liewe leser, regverdig is. Maak nie saak hoe wreed dit lyk nie. Maak nie saak hoe onregverdig dit maar lyk nie. Johannes wil hê ons moet verstaan dat hierdie 7 bakke wat op die aarde uitgegooi word, hierdie 7 bakke van die oordeel van God, al lyk dit miskien op die oog af verskriklik wreed, dat dit perfek vol is met die maat van die oordeel van God. Liewe kyker, liewe medegelowige, die Here God, die skepper van hemel en aarde, die skepper van die heelal, maak nie foute nie. Sy oordeel is regverdig en heilig. En dit is ongelukkig iets wat ons in die 21ste eeu nie van hou nie. Dit is iets wat ons in die 21ste eeu, of ons nou gelowig is of ongelowig is, miskien ongelowig is, bietjie meer as gelowig is, maar ja, daar is self gelowiges wat na die woord van die Here kyk en na die oordeel van die Here kyk en dan vir hulle self sê, maar dit lyk vir my bietjie onregverdig. Daar is selfs gelowiges wat die verhale van die sondvloed, die verhale van Sodom en Gomorra, die verhale van die uitwissing van die Amalekiete en van Kanaaniete lees en dan by hulle self dink, sjoe, dit is miskien so bietjie onregverdig. Liewe kyker, ons moet vir mekaar sê dat in elke een van hierdie gevalle is die oordeel wat uitgemeet word perfek en heilig en dan regverdig. Dit is die oordeel van die Skepper God self. Dit is nie vir ons om te verstaan hoe hierdie regverdigheid sin maak nie. Dit is nie vir ons, die geskape wese, om te verstaan hoekom die Here God kies om hierdie oordeel op hierdie spesifieke manier uit te meet nie. Dit is net vir ons om te weet en te verstaan dat hierdie oordeel wat uitgemeet word, perfek en ja, ek herhaal dit, regverdig is. Ons sal baie keer, liewe kykers, sal ons probeer rebelleer teen die woord van die Here en ons sal probeer rebelleer teen hierdie regverdige oordeel deur in ons eie denke, ons eie logika miskien te dink, nee, dit klink nie vir my reg nie. Dit klink nie vir my soos 'n liefdevolle God nie. En dis natuurlik hoekom baie lesers van die woord van die Here 'n probleem het met die Ou Testament en met die eerste gedeeltes van die Ou Testament. Want op die oog af lyk dit totaal en al vir ons uit ons menslike oogpunt af totaal onregverdig. Maar keer op keer, liewe kyker, onderstreep Johannes dit hier deur middel van die Heilige Gees wat in hom werk en vir hom hierdie visioene gee, dat hierdie oordeel is regverdig. God oordeel nie oor die onskuldige nie. Daar is net een onskuldige persoon in die geskiedenis van die mensdom wat deur God self geoordeel is, en dit was sy seun, Jesus Christus. En dit was ons sonde wat hy dan op homself gedra het. So ons moet ons raamwerk, voor ons by Openbaring hoofstuk 16 kom, liewe kyker, moet ons raamwerk van hoe ons die wêreld verstaan en na die wêreld kyk, moet ons verander en verskuif, en dat ons moet vir onsself sê, dat net omdat God se oordeel nie vir ons sin maak nie, beteken dit nie, God is verkeerd nie. Dit beteken waarskynlik, heel waarskynlik, 100% waarskynlik, dat ons verkeerd is in ons eie oordeel. Nou beweeg ons na Openbaring hoofstuk 16. En voor ons daar kom, wil ons net kyk na iets wat gebeur in Openbaring hoofstuk 15, voor ons oorbeweeg na hierdie ander hoofstuk toe. Want daar gebeur 'n baie spesifieke en interessante ding. En dit is dat die rook van God se oordeel
die tempel volmaak. En dan skryf Johannes die volgende, daarso in Openbaring 15, dan sê hy, en niemand kan in die tempel ingaan nie. Ons moet besef wat 'n verskriklike ding dit beteken, liewe kyker. Johannes sê hierso, dat die ingang in die tempel, wat deur die Here Jesus Christus oopgemaak is, wat deur die Here Jesus Christus moontlik gemaak is, vir elke persoon, om in te gaan in die teenwoordigheid van die God, van die Here God, sê Johannes nou, niemand kan ingaan nie. Niemand kan meer ingaan tot die oordeel van God nie voltrek is nie. En dit beteken dat God nou op hierdie stadium tot 'n einde gekom het van sy genade. Die volle getal van die gelowiges bymekaar gemaak en God draai nou op 'n verskriklike wyse sy gesig weg van die mensdom af en die 7 bakke van sy oordeel word op die aarde uitgestort. Nou kom ons gaan kyk na Openbaring hoofstuk 16 en presies hoe lyk hierdie oordeele en hoekom die Here God kies om hierdie spesifieke oordeele uit te stort. En dan, baie belangrik, wat is die mens se reaksie op hierdie oordeele? Ons sal sien dat die mens op 3 maniere deur hierdie oordeele geslaan word. In die eerste plek word die mens aan hulle eie lywe aangetas. Daar word swere wat op hulle lywe uitbars en dit is ongelooflik deur Johannes se beskrywing pynlik. Die waters van die riviere en van die see word aangetas. Dit verander in bloed en dan ten einde laaste word die son self aangetas. Daar is 'n ander insident in die woord van die Here waar hierdie 3 pla op die mensdom uitgestort word. Miskien op 'n ander tipe manier, maar op dieselfde wyse. En dit is in Eksodus hoofstuk 20. In Eksodus hoofstuk 20 word die mens se liggame ook aangetas. Daar slaan swere uit op die liggame van die Egiptenare. Die Nyl verander in bloed en dan kies God, in steede van om die son 'n brandende koolvuur te maak, kies hy om die son vir 3 dae te verduister. En Johannes wil spesifiek met hierdie visioen ons terugvat na die Eksodus toe, want daar is 'n rede hoekom dit hierdie 3 goed is wat aangetas word. My vrou het so ruk gelede vir die jong mense die Eksodus se pla op 'n baie fantastiese manier verduidelik en daarin het sy verduidelik hoe die Here gekies het om deur hierdie pla die afgode van die Egiptenare direk aan te val. En hier is 3 spesifieke afgode van die Egiptenare wat te doen het met die mens se liggaam, wat te doen het met die water, wat te doen het met die son, is die volgende. Dit is Anubis, die god, die afgod van rituele reinheid. Hapi, die godin van vrugbaarheid en voorspoed. En dan ten einde laaste, Ra, die afgod van die son. En hierdie 3 afgode verteenwoordig rituele reinheid, vrugbaarheid en voorspoed. En dan ten einde laaste, die lewe self. Wat God hier deur monde van Johannes vir ons wil sê, is dat hierdie oordeele gaan maak dat alles wat die mens rondom sy realiteit verstaan, hoe hy sy rituele reinheid sien, hoe hy dink hy homself rein kan maak, hoe hy dink hy homself sy lewe kan organiseer, hoe hy dink hy homself voorspoedig kan maak, al die goed wat hy verstaan rondom hierdie realiteit, gaan in duie stort. En daar gaan niks vir die mensdom oorbly nie. Liewe kyker, Johannes skryf hier dat dit ongelooflik pynlik is, maar dit is nie pynlik vir die mensdom omdat dit aan hulle lywe raak nie. Dit is pynlik vir hulle omdat hulle nie meer verstaan hoe die wêreld werk nie. Hulle wetenskap, hulle logika het in mekaar gestort en al wat oorbly is die skepper God van hemel en aarde. Nou word die mensdom gekonfronteer met hierdie God. Nou word die mensdom geforseer om voor hierdie skepper God te staan. En wat is die reaksie op die mensdom? Johannes sê vir ons, en dit is hartverskeurend om te lees, liewe kyker. Die mensdom weier om tot bekering te kom. In steede daarvan
laster die mensdom. Al weet hulle dat dit God self is, al weet hulle dat God bestaan en dat die Skepper God 'n realiteit is, weier die mensdom om hulle self te bekeer. Johannes skryf, hulle weier om God die eer te gee, maar hulle laster en vloek sy naam. Liewe kyker, die probleem met die mensdom, is nie dat ons nie weet dat God bestaan nie. Dit weet ons. Diep in elkeen van ons se harte is daar 'n diep bewustheid van die bestaan en die werklikheid van God en Jesus Christus. Maar dit is die ongelowiges 'n weiering om daai realiteit te konfronteer. En dan as hulle geforseer word om dit te konfronteer, is die reaksie dat hulle God vloek en God laster. Op geen stadium, skryf Johannes, is daar bekering nie. Hoe hartseer is dit nie, liewe kyker? Hoe hartseer is dit nie om hierdie laaste stukke van Openbaring hoofstuk 16 te lees nie? Maar hoe ongelooflik dat ons weet dat die genade van Jesus Christus op ons as gelowiges uitgestort is. Dat die Here kies om tog 'n oorblyfsel, 'n volk vir hom, gelowiges, kinders van God, uit die mensdom uit te kies, vir hom te heilig en skoon te was met die bloed van sy seun, en hulle te versamel om met hom die ewigheid te spandeer. Wat verstaan ons uit hierdie 2 hoofstukke? Die volgende, liewe kyker. God se oordeel is regverdig. As God sê dit is sonde, is dit sonde. Maak nie saak wat ons daaroor dink nie. As dit in die woord van die Here staan, dan is dit so. En ons Jesus Christus het self gesê, die woord van die Here verander nie tot in alle ewigheid nie. Maar net soos God regverdig en heilig is, liewe kyker, so is hy ook genadig. Die tyd van sy finale oordeel het nog nie aangebreek nie. Daar is nog tyd vir elkeen van ons om tot geloof in Jesus Christus en tot bekering te kom en ons te wend na ons Vader, wat sy hand gedurig deur uur na ons toe uitsteek. En dan uiteindelik, die mensdom is nie die goeie ouens nie. Ja, die Here God in sy groot genade en liefde vir die mens kies nog steeds om sy hand uit te steek na dit wat Paulus beskryf as sy vyande. Die mens is nie 'n neutrale persoon in hierdie verhaal nie. Die mens staan in absolute rebellie en vyandigheid teenoor God. Nogtans steek die Here God sy hand na die mensdom toe uit. Die realiteit wat ons dink ons onsself in bevind, liewe kyker, is nie die realiteit van die Skepper God nie. Die wetenskap en logika wat ons dink ons wêreld mee kan uitpleis, is nie die realiteit van die Skepper God nie. Kom ons sit nie ons vertroue soveel in hierdie goed wat ons dink ons realiteit mee kan bou, dat ons heeltemal vergeet van die een wat deur sy genade ons nog hierso op aarde hou, wat deur sy genade ons uitverkies het, wat deur sy genade sy hand na ons uitsteek, elke dag, in afwagting dat ons na hom toe sal keer en ons sal bekeer van ons sonde. Kom ons fokus nie, liewe kyker, so baie op die afgode van rituele reinheid, op die afgod van voorspoed en op die afgod van wat ook al, dat ons vergeet van die een wat ons eintlik ons lewe gegee het, en dat ons vergeet van die een wat elke dag in afwagting wag op ons, om onsself na hom toe te keer. Liewe kyker, indien ons dit nog nie gedoen het nie, mag ons die Here Jesus Christus as ons verlosser en saligmaker aanvaar. Vandag, nie môre nie, nie oormôre nie, nie oor 'n uur nie, maar vandag. En indien ons afgewyk het, indien ons 'n bietjie weggedwaal het van die Here God, liewe kyker, hy is genadig, vol liefde. Hy sien maklik af van die kwaad, soos die profeet Jona daarso in hoofstuk 4 van daai selfde boek skryf. Elke dag steek die Here God sy hande na ons toe uit, en elke dag word ons die kans gegee om vir hom vergifnis te vra en ons terug te wend na hom toe en toe te laat dat hy ons lewens in sy hande
neem. Mag ons dan vanoggend tot daai besluit kom, liewe kyker, om onsself aan die Here God te wy. Mag ons tot die besluit kom om deur die bloed van Jesus Christus verlos te word. Tot volgende keer.